Dit voel altyd vir my, asof ek so semi moet verskoning maak, hoekom ek oor Palm Sondag preek. Dit voel so altyd vir my, weet, die mense gaan nie belangstel in Palm Sondag nie, en tog hier is julle, so baie duidelik hoef ek nie verskoning te maak dat ek daar preek nie. Daar's 'n paar belangrike datums op my eie kalender, goed wat ek in my eie lewe in plek sit om my te herinner aan ander goed. Nou, weet hulle sê, daar's 'n grappie wat sê, wat is die beste manier om jou skoonma se verjaarsdag te onthou? Deur om dit een keer te vergeet. Nou oké, dis net 'n grappie, maar jy weet nie, daar's sekere datums wat belangrik is, en Kersfees op die kerkkalender is 'n baie belangrike datum, en omdat dit met baie energie gepaard gaan, en die wêreld so baie daarvan maak, is dit nie vir ons moeilik om dit te vier nie, maar ek dink die wêreld het, weet, Paasfees is mos nou nie iets wat jy loop en jy is baie vrolik, jy weet, Jesus het gesterf en jy kan lekker koortjies sing daar in die publiek en sê, joy to the world, maar jy sing nie joy to the world, en dan sê Jesus het dood gegaan op 'n kruis terwyl daar bloed van 'n kruis, verstaan jy, doen dit net nie, is vreemd, nee, is vreemd, dis 'n bietjie downbeat, as jy verstaan wat ek probeer sê, met rede, so, die 1 Desember is vir my 'n belangrike datum, want ek merk dit, want wie van julle het al agtergekom, teen die tyd wat Kersdag opdaag is almal alles oor. Jy gaan kerk toe, jy kom by die huis en dan dink jy, nou is dit nuwe jaar. Nou moet ek regkry om Stellenbosch te betaal. Nee, moet regkry om Durbanville te betaal. Moet regkry om waar is die laerskoolkinders? R3000 vir penne en potloode en dis malligheid. So, teen die tyd wat Kersfees dag kom, is alles verby. So, ek het 'n merker, 1 Desember, bou ek in my hart die verwagting, en ek probeer in my gedagtes sê, hoe kan ons goed in plek sit om in 'n wêreld wat alles die aandag van Jesus probeer aftrek, die aandag terugsit op Jesus. So die 1 Desember is vir my 'n belangrike datum. Nou, hoekom praat ek met julle oor Kersfees? Want Palm Sondag is so 'n dag vir my. In die verlede het ek altyd net half en half, Paasnaweek het net opgedaag. Dis net die hele week gaan jy, dan is dit boom, hier's Paasnaweek en jy doen hom. En ek het in my hart besef ek, Palm Sondag is daai merker, is daai pen wat ek en jy in die grond inkap, om te sê, kom ons berei ons hart voor vir iets groot. En wanneer ons dit doen, hoe ons dit doen, onder andere van vandag af, vir hierdie hele week is wat hulle noem Lydensweek. Lydensweek is die laaste week wat Jesus in Jerusalem ingegaan het, voordat hy op Vrydag gesterf het, Goeie Vrydag, wat hy gekruisig is. En dis hoekom ek elke Palm Sondag wil preek en vir julle herinner, ouens, kom ons maak plan in jou program, om hierdie week jou te herinner, waaroor Paasfees werklik gaan. Want Paasfees is eintlik belangriker op die kerkkalender as Kersfees. Nêrens in die geskiedenis het hulle werklik Kersfees gevier nie. Maar Paasfees, Paasnaweek, vier ons elke liewe naweek. Nou sê, maar hoe bedoel jy nou? Hier's hoekom. In die Ou Testament het hulle die Sabbat gehad. Die Sabbat was eintlik van Vrydag aand son onder tot Saterdag aand son onder. En ons maak te min daarvan dat ons eintlik op 'n Sondag kerk hou. Want mense dink net, ag, dit is nog 'n dag. Dis ons Sabbat. Nee, die Sondag, ons vier nie die Sabbat nie. En hier's die rede hoekom. Paulus maak dit eintlik so duidelik. Ons vier glad nie die Sabbat nie. Paulus sê die Sabbat was net 'n skaduwee van iemand groter wat sou kom. Wie's dit? Jesus. So met ander woorde, die Sabbat is eintlik 'n heenwyser. Toe Jesus gekom het en jy Jesus Christus aangeneem het, het jy die Sabbat ingegaan. Ek en jy leef die rus van Christus. Ons het nie nodig om 'n dag te hou nie. Hoorie, as jy met 'n meisie uitgaan, dalk in die begin as jy van haar hou en jy kry skaam, dan kyk jy net so vir haar skare weer. Hierdie meisie is mooi. Is 'n mooi meisie, jy kry te skaam om op te kyk. Maar wanneer jy nou uitgaan met haar, en jy's getroud met haar, dan kyk jy nie meer na die skaduwee nie. Want jy het nou die meisie, maak dit sin? En nou, met Jesus is dit so, ons hou nie meer die Sabbat nie, glad nie, want ons kyk nie na die skaduwee nie, ons het Christus Jesus in ons hart. Wie kan 'n bietjie sê, prys die Here? So, dis hoekom ons op 'n Sondag kerk hou, want Jesus het opgestaan op die Sondag. Jy kan reg hier die Nuwe Testament lees, hulle praat van die dag van die Here, dis die dag waarop Jesus opgestaan het. Dis hoekom ons nie op die Sabbat kerk hou nie, maar op die Sondag, want ons herdenk die dag van die Here. Dis hoekom ek sê, elke liewe naweek vier ons, herdenk ons Paasnaweek.
wanneer ons op 'n Sondag kerk hou, want Jesus het opgestaan. En met dit in gedagte, wil ek jou herinner aan Romeine 1 vers 16, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. En dis wat ek hoop ek kan vanoggend die tafel dek, en hierdie hele week wil ek met jou op pad stap. En ek wil jou so mooi vra, stap die pad saam met my, sal jy? Sê toe. Nou oké, ek wil jou help om vandag die beste te maak van Palm Sondag. Ek wil jou help om die beste te maak van Palm Sondag, en ek wil met jou oor 4 goedjies praat, oor wie die Here Jesus Christus is, en wat ons moet weet van hom op Palm Sondag. So as jy notas maak, dan is dit amper die tyd om notas te maak, maar jy kan jou Bybel oopmaak, maar Matteus 21 vers 1 tot 11, en ons gaan dit saam lees, en ek lees dit in my 83 vertaling. Matteus 21 vers 1 tot 11, en ek lees dit in my 83 vertaling. Terwyl jy oopmaak, wil ek net vir almal aanlyn sê, baie welkom. Dit is altyd heerlik om in jou huis te wees. Ek hoor van iemand wat sê, ek dink dit was Fanie wat gesê het, hierdie is TGK, maar vir die mense by die huis is dit TVK. Lekker om in jou huis te wees. Matteus 21 vers 1 tot 11. Ek lees voordat ek lees wil ek dalk net eers 2 opmerkings maak. So, Palm Sondag, ek het dit nou reeds gesê, maar ek wil net hê jy moet weet, is presies 'n week voor die opstanding. So Jesus het Jerusalem ingegaan, presies 'n week voordat hy opgestaan het. Hy het die Vrydag gesterf, so verstaan julle hoekom is hierdie week so belangrik? Ek is so bang ons mis dit. So, Goeie Vrydag is eintlik die hoogtepunt. En dan natuurlik, die hoogtepunt is dan nou Sondag wat Jesus uit die dood uit opgestaan het, waar ons oorwinning werklik is. En ek wil julle nou al nooi na Vrydag se diens, waar ons jou wil bedien met nagmaal. So as jy hier is, maak seker dat jy hier is. Okay, dit is lekker om jou hier te hê. Okay, so, vanaf vers 1, Matteus 21, toe hulle naby Jerusalem kom, en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruit gestuur. En vir hulle gesê, gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry, wat vasgemaak is, en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sou sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig, en hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, en hy is nederig, en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe vooruit gegaan, en gedoen wat Jesus beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, en hulle klere op die diere gesit, en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare, nou gaan hulle by Jerusalem, en ek wil net hê jy moet dit net eers beleef vir die oomblik. Verbeel julle self, ons is daar in Jerusalem, ons is hier aan die kant van Betfage, en hier kom Jesus op die donkie, en ons besef, maar wag, hierdie is die profesie. In die Ou Testament is gesê, Jesaja en Sagaria het gesê, jou koning, die een wat jou gaan kom verlos, kom op 'n donkie. En ons sien, dis die man wat die wonderwerke doen. En hier kom hy op die donkie, en ons sien, die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad gegooi. En 'n ander het takkies en bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het, en die wat agter hom gekom het, het begin uitroep, prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? En die skare het geantwoord, dis die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. Nou okay, ek het daardie teksgedeelte, ek hoop jy kan die opgewondenheid in die stad indink, en is jammer dat hierdie selfde mense wat geroep het, Hosanna, 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 het minder as 'n week later geroep, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Maar dis nie waar ons vanoggend gaan praat nie. Ons praat vanoggend oor hierdie wonderlike dag, wat Jesus eintlik die eer kry wat hy verdien, maar nie op die vlak wat hy werklik verdien nie. En ek wil hê, ons moet ook die beste maak van Palm Sondag. En ek wil hierdie 4 dingetjies met jou bespreek, en ek sien 'n paar van julle is reg om notas te maak. Hierdie dag is belangrik, want ons stel ons harte in. Ons stel ons harte eintlik in om te sê, kom ons dink net mooi oor hierdie volgende week. Ons stel ons harte in, sodat ons reg is vir Paasfees. Is julle reg? Is julle wakker? Nou haal diep asem, ek gaan vir julle 'n paar mooi goedjies sê oor die Here Jesus. So stel jou hart in vir Paasfees, Palm Sondag, die eerste ding wat ons moet weet is, Jesus is die koning. As jy neerskryf iewers, skryf daarso, Jesus is die koning. Ons lees in Matteus 21 vers 5, sê vir Sion, kyk jou koning kom na jou toe, hy's nederig en hy ry op 'n donkie op die vul van 'n pakdier. Nou, 2 profete
Twee profete in die Ou Testament het dit voorspel. Jesaja het dit voorspel en Sagaria het dit voorspel en hulle het 160 jaar uitmekaar uit. Het hulle dieselfde profesie gegee om te sê, kyk uit vir hierdie dag, dit gaan 'n merker wees as jy hierdie dag sien gebeur. So, kan julle verstaan toe hulle dit sien, was daar 'n groot verwagting in hulle hart. En nou lees ons in Openbaring 19 vers 16, hy, dis die Here Jesus. Hy is die koning van die konings en die Here van die heersers. Nou moet ons eers 'n bietjie politiek gepraat. Hulle sê mos nou daar's 3 goed wat jy nie praat nie. Jy praat nie oor kerk nie, jy praat nie oor politiek nie en ek kan nie die ander een onthou nie. Maar ek moet julle eers 'n bietjie iets van politiek vertel dat julle verstaan wat hier gebeur het, want in die Ou Testament, in die eerste 5 boeke van die Bybel was daar 'n teokrasie. 'n Teokrasie beteken God het sy woord openbaar aan 'n profeet soos Moses en Moses moes dit bekend gemaak het aan die volk en God het self sy volk gelei. Nou julle sal onthou, hier aan die einde van die rigters het hulle begin aandring, hulle soek 'n koning. Onthou julle dit? So die eerste koning was Saul. Saul het geweldig opgemors. Julle sal dit onthou. Toe kom daar 'n tweede koning. Hy het 'n bietjie beter gedoen, Dawid, maar hy het ook geweldig opgemors. Toe kom maar 'n derde koning, dis Dawid se seun en dis Salomo. En hy het geweldig opgemors. Nou julle kyk maar, julle glo my, gaan lees die Bybel. Dis 'n goeie boek om te lees, hoor. Om die waarheid te sê, Salomo het so goed opgemors as gevolg van sy sonde dat Israel se koninkryk gedeel het in 2, in die noordelike en die suidelike koninkryk, dat die stam van Juda en die stam van Israel nie Israel nie, die stam van Juda, nou kan ek nie aan een onder, maar hulle het opgedeel en hulle 2 aparte koninkryke gehad. Nou oké, dis tegniese detail wat jy nie hoef te weet nie. Maar so in die Ou Testament na die 5 eerste boeke, die Pentateeg, het hulle 'n monargie gehad. Wat beteken hulle het 'n koningskap gehad wat nie eintlik vir my en jou bekend is nie. Ons verstaan nie hoe dit werk nie, ons ken dit nie, want ek en jy lewe in 'n land waar daar demokrasie is. Vir die grootste deel van ons lewe ken ons net demokrasie, né? Dit beteken daar word 'n president aangestel vanuit populêre stem. Nie noodwendig jou populêre stem nie, maar die populêre stem van die land. Dat was 'n grapie, maar ek het gedink. Maar in die Ou Testament het hulle dan nou 'n monargie gehad en dis hierdie monargie waarvoor ons 'n bietjie moet praat. Nou oké. In die Nuwe Testamentiese tyd het goed verander. Toe het hulle 'n autokrasie gehad. Nou autokrasie beteken daar's een regerder en hulle het keisers gehad wat regeer het. En hierdie keisers, die probleem met die keisers, iemand soos Nero, is hy moes die heeltyd agter sy rug kyk. Want die volgende ou, hulle het nie afgetree nie, hulle is doodgemaak. So, verstaan jy, weet, so verbeel jouself, jy is die president van die land, maar jy word nie uitgestem nie, jy word doodgemaak, en die ou wat jy doodmaak word dan president. Verstaan jy, dis 'n bietjie 'n ander tyd. So, hierdie mense was gewoonlik baie wreed, hulle het almal doodgemaak wat teen hulle opstand kom, en jy het nie gewaag om iets teen hom te sê nie, want dan was jy in die moeilikheid. So, hou dit in gedagte, toe Jesus gekom het, toe was hy binne in hierdie autokrasie, waar 'n keiser geregeer het, wat homself wou laat aanbid het as God. So, daar was 'n groot kreun en steen in hierdie tyd, dat daar verlossing moet kom. Kan jy identifiseer daarmee? Daar was 'n groot kreun en steen van die volk wat gesê het, hoorie, ons kort iemand wat ons gaan verlos. Ons kort iemand wat ons gaan vrykoop. En nou lees ons die profesie in 2 Samuel 7 vers 16, jou koningshuis, sê die Here vir Dawid, Nathan, want Dawid wou die tempel bou, die Here sê vir Dawid, jy kan nie die tempel bou nie, want Johannes volbloed, jou seun Salomo sal dit doen, maar sê Nathan vir hom, jou koningshuis en jou koningskap sal vir altyd bly voortbestaan. Nou dis 'n belangrike woord, want die Jode het geweet, daar kom 'n ewige koning. Die Jode het geweet, daar kom 'n ewige koning. Het julle dit? So julle moet verstaan, toe Jesus op daai donkie se rug in Jerusalem inkom, toe was dit, yes, dis tyd. Verbeel jouself, jy's arm, jy word heeltyd rondgestamp, jy kry nie werk nie, jou mense word, ek probeer hier ons so beskryf, maar ek dink nie julle snap dit nou nie. En nou hoor jy, daar's 'n nuwe president wat kom. Hy sê, yes, ons gaan verlossing kry. Ons almal gaan vir hom stem. Kry jy die idee waar hulle was? Dit was net polities, dit was nie godsdienstig nie. So hier is hulle is opgewonde. En ons lees, Jesus is daai koning. En dis wat ek en jy moet weet, maar Jesus is nie presies wat hulle verwag het nie. Ons lees in Openbaring 17 vers 4, hy, Jesus, is die Here van die heersers en koning van die konings. En Jesus wil my en jou koning ook wees. Nou, ek gaan nou 'n bietjie meer uitbrei daaroor, maar 'n koning het 'n grondgebied, en hy het autoriteit oor iets, oor grondgebied. En die grondgebied wat die Here vandag soek, wat Jesus vandag soek, is die grondgebied van my hart. En ek moet dit vanoggend verstaan. OK, ek gaan dan na die volgende punt toe. So,
stel jou hart in vir Paasfees. Ons het nou Jesus is die koning, maar Jesus is ook die seun van God. In Markus 14 vers 61 tot 62 lees ons, die hoëpriesters, nou Jesus is besig om gekruis ondervraag te word, dit was in hierdie lydensweek tydperk waar ons nou is, en die hoëpriester het hom verder ondervraag gesê, is jy die Christus? Die Christus is die Messias, dis die gesalfde, is jy die gesalfde, die seun van hom, aan wie die lof toekom? Het hy hom gevra, en Jesus het geantwoord, ek is. So Jesus weet wie hy is. Nou, ons moet die vraag vra, waar kom Jesus daan dat hy die seun van God is? Hoe weet hy dit? Daar's 4 getuies wat, nou nie almal was ooggetuies nie, maar hulle het daaroor geskryf. Matteus, Markus, Lukas en Johannes getuig almal dieselfde wat Matteus 3 vers 17 sê, daar was 'n stem uit die hemel wat gesê het, dis my geliefde seun, oor hom verheug ek my. So, wat ek en jy moet verstaan is, Jesus het daai idee gekry dat hy die seun van God is, by God self. God het homself openbaar uit die hemel uit gesê, dis my seun. Dis nie Jesus net wat vir die mense gesê het, ek is die seun van God nie. God het dit self oor sy seun gesê. So, Jesus is nie net die ewige koning nie, hy is in persoon die seun van God. Nou oké, wat ek nou vir jou sê, as jy in 'n tradisionele huis groot geword het, waar die Here min of meer gedien is, dan sê jy maar dit is so. Maar hoor julle, hierdie is nie algemene waarheid nie. As jy hierdie glo wat ek nou vir jou sê, dan beteken dit, jy's van die minderheid van die mense daar buite. Hoor mooi. In Johannes 1 vers 1 lees ons, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was, jy moet nou by wees, want wat weet ons van die woord? Die woord is God, stem julle saam, daai vers is baie duidelik. Nou hoor wat sê vers 14, en die woord het mens geword, so wie is die woord? Die woord is Jesus, en wat sê hierdie verse? Jesus is God. So met ander woorde, Jesus is die seun van God, wat beteken, Jesus is self God, al die DNS, wat in sy Vader is in hom. Hy is self God. As hy nie self God was nie, kon hy nie vir my en jou in ons plek vir ons sondes gesterf het nie. Hier is 'n belangrike waarheid, wat kern uitmaak tot die evangelie. Dit is hy wat op 'n donkie daardie dag in Jerusalem ingekom het op Palmsondag. Dit is hy wat op hierdie week, in Lydingsweek, op pad was na die kruis toe om te sterf vir my en jou sonde. Dit is hy wat jou wil red. Dit is hy wat my wil red. Dit is hy wat ons gemeenskap wil verander deur my en deur jou. Kan iemand amen sê daarop? Okay, Johannes 14 vers 6. Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Ouens, Jesus is die enigste manier om gered te word. My goeie werke kan my nie red nie. My teologie, dit wat ek sommer net by myself bymekaar maak, kan my nie red nie. Net die Here Jesus. Amen. Ons moenie gesaai trek word nie. Ons moenie op 'n syspoor bly. Daar's soveel goeders wat ons vir ons kan belangrik maak in ons geloof, wat kan klein sake is. Ons moet seker maak ons bly op die hoofpunt. Hy, Jesus, bring die verlosser. Niemand anders nie. Daar is nie 'n ander naam gegee onder die son wie die Vader wil hê waarby ons gered moet word nie. Okay, dis of alles of Jesus of is niks. En dis 'n keuse wat ek en jy moet maak. Dit bring ons by die volgende ene. So, stel jou hart reg aan vir Paasfees. Ons het gesê hy is ons koning. Hy is werklik die seun van God. Maar Jesus is ook die redder. Nou ons het daaraan geraak, maar kom ons gaan verder. Lukas 19 vers 10 sê, die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore was. Nou, Jesus het daardie dag, toe hy, ons was nou by die opwinding. Weet, verbeel jouself, ons is daar, ons swaai die palmtakke, en ons sê, ons verlosser is hier, wie's bly, wie's opgewonde. Maar julle moet onthou, hulle dink aan iemand wat sê, hierdie regstellende aksie in ons land, dit moet waai, hierdie plaasmoorde, dit moet waai, en ons soek iemand wat dit kan verander, en Jesus is die een. Nou kyk nou wat nou hier gebeur is. Hulle verwag 'n koning. Ek wil net hê jy moet assosieer en identifiseer hiermee. Hierdie mense soek 'n koning. Hulle soek 'n koning wat met mag en krag gaan beheers. Hulle soek 'n koning wat die hele wêreld gaan omkeer en Jode weer bo sit en sê, ja, ons is die uitverkore volk, ons is die wat gered is. Julle moet luister, ons is die mense. Hoe baie keer het ons Christene nie daai houding nie. Hoor jy, die Here gaan vir julle nog straf. Die Here gaan hierdie mense straf. Dis nie baie keer wat in ons harte aangaan nie. Ja, julle moet aanhou. Julle gaan nog sien. Dis presies wat die Jode se hart was. Maar dit was nie God se hart nie.
Was nie God se hart nie. Lukas 19 vers 10. Die seun van die mens het gekom om te Daar was soveel kwaad op daai stadium, en ek verstaan dit, ek kritiseer hulle nie, daar was soveel kwaad, daar was soveel haat tussen die Jode op daai stadium, en ek verstaan dit, daar was onderdruk, hulle was uitgewas, maar hulle was so vol van hierdie kwaad en haat, dat hulle God se hart gemis het. Dit wat die Here vir hulle, het hulle heeltemal verwerp, soveel so, dat toe Jesus in Jerusalem instap, en hy kom by 'n vyeboom, dat hy die vyeboom vervloek het, en gesê het, jy sal in ewigheid nooit weer vrugte dra nie. Weet julle waarvan praat Jesus daar? Jesus praat van Israel daar. Want hy is op pad Jerusalem toe, omdat hulle harte so vol van kwaad, en so vol van haat was. Weet julle, ek moet my eie hart ondersoek. Mis ek dalk God se hart? Paulus skryf in Korinte, hy sê, in Romeine, hy sê, die makolyf is afgekap, en die willeolyf is ingeheng. Die makolyf is Israel, die willeolyf is ek en jy. En dan sê hy, ons moet nie so arrogant wees nie. As hy die makolyfboom nie gespaar het nie, moenie dink, as ons verval in 'n hartelose hart, wat nie omgee vir God se agenda, dat hy ons nie ook sal uitkap nie. Daarom moet ons altyd seker maak, ons bly by God se hart. Jesus is die redder. Hy wil hulle gered het, hy wil ons red. En ek en jy moet daai hart kry, wanneer ons kyk na ons politici, wanneer ons kyk na ons land, dan moet ons nie kwaad en haat en wil net beklei nie. Ek en jy moet vra, wat's Jesus se hart in dit alles? En binne in hierdie, onthou, Jesus kom in die middel van politieke omstymighede, waar almal kwaad was, kom Jesus en hy bring een ding, hy bring God se hart, hy bring liefde. En ek en jy moet vanoggend vra, wat bring ek? Wat bring ek na die braaivleisvuur toe? Wat bring ek wanneer die gesprekke om die tafel is? Bring ek haat en kritiek en kwaad, of bring ek Jesus se hart op die tafel? Sing ek Hosanna, Hosanna, want dit pas my om die koninkryk van God te sê, sy regverdigheid en sy heiligheid en sy straf. Maar wanneer dit by die kruisiging kom, is ek ook die een wat eintlik maar met my leefstyl sê, kruisig hom. En dit is die vraag wat ek aan jou vanoggend moet vra is, waar staan ek? Waar is my hart vanoggend? Moet ek my hart vanoggend nie op die tafel sit en sê, Here, ek is jammer. Ek is jammer. Ek is nie waar U my wil hê nie. Weet, dis die hele verhaal van Jona. Dis die hele verhaal van Jona. Die Here stuur vir Jona om te sê, gaan na Ninive toe. Ek wil Ninive red. Ek wil Ninive red. En wat doen hy? Hy vlug na Tarsis toe. Nou kom die Here na ons toe en sê, ek wil 'n verskil maak in Suid-Afrika en ek het jou nodig. Nee Here, ek is te kwaad. Ek is te kwaad. Moenie met my praat hieroor nie. Here, jy kan enigiets doen, maar moenie vir my vra om my broer wat bietjie anders polities georiënteerd is as ek, moenie vir my vra om hom lief te hê. Ek is te kwaad. En ons doen presies wat hulle gedoen het. En ek moet my hart kruisig. Ek moet my vlees kruisig en sê, Here, wat is U hart? En ek moet dit soek. Want die Here Jesus het gekom om te sterf aan die kruis vir hierdie wêreld, omdat hy hulle so lief het. Jesus se hart breek vir die wêreld. En my en jou hart moet vanoggend breek vir mense wat verlore gaan. Okay, dit bring ons by die laaste ene. Palm Sondag, stel jou hart reg in vir Kersfees. Jesus is die gekose ene. En ek wou hierdie punt tweede gemaak het, want hy sou vir my beter inpas, maar ek het hom laaste gemaak met 'n rede. Jy gaan nou sien. In Johannes 1 vers 29 staan daar, die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom, en hy sê toe, dis Johannes die doper, en hy sê toe, daar is die lam van God, wie die sonde van die wêreld weggeneem. Nou, Johannes is eintlik die laaste Ou Testamentiese profeet. So, eintlik wat hy daar sê, is eintlik 'n profesie. Hy sê, dit is hy. Dis die een wat beloof is, hy kondig dit aan, hy maak die pad reg vir die Here. So, Jesus het homself nie aangestel nie. Jesus het nie net eendag opgedag en hy besluit, dis 'n goeie idee, ek gaan maak of ek die seun van God is nie. Nee, dit was voorspel uit al die profesieë, en die laaste profeet Johannes het dit aangekondig, hy was aangestel daarvoor. So ons moet verstaan, die Here, die Vader het hom gestuur. En in Johannes 20 vers 21 lees ons Jesus met sy disippels praat. Hy sê, vrede vir julle, sê hy weer vir hulle, want soos die Vader my stuur, stuur ek julle. So die Vader het Jesus gestuur om te sterf. Hierdie gebeure wat hier afspeel is deur die Vader georkestreer. Dit was sy plan. Hoekom? Want God het die wêreld so lief gehad dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou,
moet ek vir jou sê, was vrywillig. Jesus was nie verplig gewees nie. Jesus was nie verplig gewees nie. In Johannes 10, vers 17 tot 18, sê Jesus dit ook. Hy sê, die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê, om dit weer op te neem. En dan sê in vers 18, niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie uit af. Nou oké, hoekom sê ek al hierdie goeders? Onthou nou, ek is besig om julle harte voor te berei vir Paasfees. Ek wil hê, al die vrae moet klaar geantwoord wees wanneer jy Vrydagoggend hier sit, dat jy al die agtergrond reg verstaan. Hierdie week wil ek jou mooi vra om al die verse saam met my te lees, sodat jy die agtergrond reg het. Dat jy die volle impak van Paasvrydag en die nagmaal kan begryp, sodat jy die volle impak van die opstanding van die Here Jesus kan begryp. Jesus kies om gehoorsaam te wees. Hy weet wat kom. Dit was nie vir hom 'n verrassing nie. Hy het geweet wat kom. Jesus kies gehoorsaamheid. Jesus, laat hierdie ding by jou insink. Hier is die Seun van God wat weet vir hom wat vir hom wag en hy kies die pad van gehoorsaamheid. Laat hy vir 'n oomblik insink. Die Vader kies Jesus om hierdie werk te kom doen, maar Jesus kies die Vader deur om gehoorsaam te wees. Jesus kies die Via Dolorosa, die pad van smart. Jesus kies om deur die Romeinse soldate en deur die Joodse raad geslaan te word en verneder te word. Hy kies die lyfstraf. Weet julle, daai lyfstraf was so erg dat dit eintlik 'n wonderwerk was dat hy nog gelewe het toe hy aan die kruis gehang het. Dis hoe erg daai lyfstraf was. Hy was vermink, hy was verniel geweest. Jesus kies die doringkroon. Jesus kies die kruisdood omdat ek en jy in sy gedagte was, omdat al hierdie verlore mense hier buite in sy hart was. En wat bid hy terwyl hy daar hang en die mense spot en hulle gaan te kere? Wat bid hy? Wat vra hy vir die Vader? Kan julle dit onthou? Vader, vergewe hulle. Hierdie mense weet nie wat hulle doen nie. Dat ek en jy sal bid vir hierdie wêreld hier buite terwyl hulle rondgaan en nie verstaan wat hulle doen nie. Dat ons by die Vader ook sal pleit en sê, Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Gee ons nog 'n kans. Gee ons nog 'n kans om Jesus aan hulle te bring. Nie terug te staan en te sê soos Jona, Here, nou wil ek sien hoe gaan jy hulle straf nie. Hoor julle wat sy hart moet ons hê en wat sy hart moet ons nie hê nie. Nou waarom is dit belangrik? Jesus het al hierdie goeders gedoen om my en jou eers te red. Maar daar is 'n groter agenda. Ek en jy moet 'n keuse maak. Dis nou ons beurt. Die Vader het gekies om Jesus te stuur. Jesus het die Vader gekies om gehoorsaam te wees. Jesus het my en jou gekies bo sy eie welstand. En nou is my en jou vraag, kies ek en jy die Here Jesus? Kies ons hom. Kies ons hom, wys ons leefstyl. Kies ek en jy God se hart. Kies ek en jy om Jesus bekend te maak. Nou ek weet, almal is nie evangeliste nie. Almal is nie bedoel om daar buite op die straat te staan nie. Maar kies ek om Jesus aktief uit te leef in my lewe. Ek wil afsluit. Ken of julle kan vorentoe kom. Ek wil vir jou net help. My uitnodiging gaan meer oor hierdie week as oor nou op hierdie oomblik. Ek wil hê, wanneer ek nou met jou praat, wil ek hê, dan moet 'n ding gebeur hierdie week. Ek wil nie hê dit moet net nou gebeur nie. Ek wil hê dit moet hierdie week gebeur. Ek wil vir jou mooi vra, op daai QR-code, as jy hom scan, dan is daar 'n opsie om deur die community te gaan, en dan kan jy kies by waar jy wil betrokke wees. Ek wil vir jou mooi vra, wil jy nie vir hierdie week vers 'n dag toe nie? Want daar kan ek vir die vers, ek wil dit nie op die groot groep stuur nie, want ek is bang, 'n paar van julle gaan dalk nie, mense nie almal wil soveel boodskappe hê nie. Daar kan ek vir jou die boodskappe stuur, en ek weet, dis op my terme. Maar ek wil dit graag vir jou stuur. Ek wil hê jy moet vanoggend 'n besluit neem om te sê, ek gaan hierdie week tyd uitsit om daai verse te lees. Dit gaan jou omtrent 10 minute vat elke oggend. Ek gaan elke oggend 6 uur vir jou stuur. Maar maak 'n keuse en sê, ek wy myself toe. Dalk doen jy nie stilte tyd, jy het nie tyd vir stilte tyd nie. Maak hierdie week tyd vir stilte tyd om dit te doen. Oorweeg om saam met ons te Passion te kom. Ek weet dit is nie almal se ding nie, maar ek wil jou vra, oorweeg. Daar's Dinsdag aan en dan is daar Woensdag. Oorweeg dit om saam te kom kyk. Ek weet vir 'n paar van julle is dit te veel, maar as jy enigstens kan en kan sien, kom kyk dit saam. Kom kyk dit saam en dan ek wil jou vra om te oorweeg. Ek weet baie van julle het beplan om weg te gaan volgende naweek en ek staan nie teen dit nie. Maar as jy hier is, kom kerk toe. Kom Vrydag, kom gebruik saam nagmaal. Kom kry die krag van die evangelie visueel vir jou gewys. En kom Sondagoggend, kom wees saam met ons in oorwinning bly oor wat die Here Jesus vir ons kom doen het. En dan in die voorportaal is daar 'n mooi uitstalling. Tessa en Charles Betou het vir ons opgestel. En gaan neem 'n familiefoto daar. En dan sit jy dit op jou Facebook. Want this is our time to shine. Dis 'n baie maklike manier om te sê, gaan nie oor die kerk nie, dit gaan oor Jesus.
Gaan nie oor Tygerberg Gesinskerk nie. Gaan nie oor TGK of TVK nie. Dit gaan oor Jesus. En dis wat ons wil bekend maak. Amen. Gaan ons hierdie pad hierdie week saam stap? Is julle in? Kom ons maak Paasfees hierdie jaar vir ons spesiaal, dat dit werklik 'n impak en 'n indruk op ons lewens gaan maak. Want die grootste kans dat die evangelie 'n indruk op die mense om jou gaan maak, is wanneer dit 'n indruk op jou gemaak het. Kom ons bid saam. Vader, ons is vanoggend hier en ons het dalk nou 'n klomp teoretiese goed bespreek rondom die teologie en rondom die agtergrond van Paasfees. En Here, dis nodig dat ons die volle impak hierdie week kan vat. En Here, elkeen van ons is hierdie week dalk nog besig om te werk en ons 'n paar wat dalk beplan om weg te gaan. Maar ek kom vra vanoggend, Here, dat U hierdie waarheid van Paasfees 'n indruk op ons harte sal laat maak. Sodat U deur ons 'n indruk op ons omgewing kan maak. Vader, ek kom pleit vanoggend, Here, dat U vir ons sal help om die kwaad en die haat te laat staan en te sê, maar wat's Jesus se hart? Vader, dit is so wonderlik om te dink, Jesus het vir ons die deur kom oopmaak, dat ek vanoggend kan bid, Abba, Vader. Dankie dat ons dit met vrymoedigheid kan doen, en vanoggend kom vra, kom wys ons net weer op die erns van Paasnaweek. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here, sê, Amen. Amen.